Goeiedag al die dierbares, baie goeie luisteraars van Radio Joy. Baie dankie vir die voorreg wat ek het, pastoor Kai Bekers, om weer vandag met u in kort uit die woord van die Here uit te praat. En 'n baie belangrike saak, net so liggies aan te raak in die tydperk wat ek het om te praat. Ek lees in Matteus 18 skrifgie, daar van die 12de vers af. Wat dink julle? As iemand 100 skape het, en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan, en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? En as hy hom kry, voorwaar ek sê vir julle, dat hy blyer is oor hom, as oor die 99 wat nie verdwaal het nie. Dis 'n baie eienaardige stelling wat die Here Jesus hier maak. Maar hy sê in die 11de vers, van die Seun van die Mens is gekom om te red wat verlore is. Weet jy, afgelope paar weke wat ek oor die dinge bid en met die Here oor dit praat, oor die talle mense wat op Sondagmôre in die kerk is, maar die groot tal mense wat Sondagmôres in die diens of Sondagaand vir dat wat dit aanbetref, nie in die kerk is nie, wat eens op 'n tyd getroue lidmate was. Maar ergens langs die pad het iets gebeur. Of een van die familie het afgesterf, wat hulle moes wegtrek, of werkomstandighede het verander, dat nie gereeld by die kerk kan kom nie. Of baie mense voel baie keer in die kerk, dat niemand gee vir hulle om nie, as nie werklik liefde nie. Dit gebeur baie keer dat mense in die kerk, mense verwag dit nie, maar dit is so, iemand net 'n stampie gee, en die persoon wat die stamp ontvang, voel so sleg oor dat hy sien nie kans om weer terug te gaan na die kerk toe nie. Maar so is daar duisende redes seker waarom daar meer mense buite in die kerk is vandag. Mense wat op 'n tyd met hulle hele hart die Here gedien het en dalk nog steeds dien, beteken nie as jy nie kerk toe gaan, dat jy nie die Here dien nie. Maar daar is so baie mense wat buite in die kerk is, wat 'n behoefte het en 'n verlange het, net om bietjie deur iemand erkenning gegee te word. Net om bietjie liefde te ontvang. Net om ook te kan voel, ek is belangrik, ek is ook iets werd. En dit is die waarheid hoor. Dan wil ek vir u sê wat ek nou gelees het. Baie keer dink mense dat, omdat hy nou nie in die kerk is nie, het die Here hom nou gelos, hy is nou ook sommer dadelik verlore. Kerk toe gaan is nie 'n teken dat jy gered is nie hoor. Daar is baie mense wat sê hulle is Christene, wat nie gered is nie. Want net die gedagte aan die Christenskap, jy is net nie 'n moslim nie, of jy is nie hindoe nie, of wat se ding ook al nie, jy hang die Christelike geloof aan, dit kan jou nie red nie. Om elke dag kerk toe te gaan, kan jou ook nie red nie. Die enigste manier om gered te word, jy moet Jesus Christus aanvaar as die Seun van God, wat vir jou sonde gesterf het aan die kruis van Golgotha. Dus sê die woord daar in die 11de vers, van die Seun van die Mens is gekom, om te red wat verlore is. Miskien is u dalk een van die wat ek van praat, dalk is jou oor nou gespits, om te hoor, wat wil hierdie pastoor nou sê. Ek wil vir jou sê, dat die liefde van God vir jou, is nog net dieselfde as wat het was, voordat Jezus gekom het. Die woord sê in Johannes 3 vers 16, wat almal ken daardie skrifgie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. Hy was lief vir die wêreld, toe die hele wêreld, die hele mensdom, onder die mag van die duiwel was, vasgevang was in slawerny, onder die juk van die Satan en sy magte. Toe het God die mens lief gehad. En nou dat Jezus gekom het, beteken nie, God het sy liefde geopenbaar deur die Seun, en nou is dit klaar, as jy nou nie wil kerk toe gaan, as jy verlore. Dis nie die waarheid nie. Ek wil julle vandag aanmoedig en sê, mense, as jy nou ergens op die pad, iets op pad langs gekom het, wat gemaak het, dat jy gesê het, ek gaan nou nie weer kerk toe nie, ek is nou klaar, ek gaan nie weer nie. Moenie die Here los nie. Moenie wegdwaal van die Here af nie. Hou die Here in jou hart. Bly getrou aan die woord van God. Bly by die Here. Want dis van die uiterste belang. Want weet jy, dat die woord sê, as iemand 100 skape het,
en een raak verlore. Hy los uit die 99 net daar, en hy gaan soek eers daai een wat verlore is. Dalk is die Here op jou spoor. Hy soek jou om jou weer te herstel. Weet jy wat sê die woord van die Here in Matteus, Johannes, die 4de hoofstuk, vers 23 en 24. Hy sê dat God is gees en God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Die woord soek is al klaar vir my 'n aanduiding van dieselfde Matteus 18, wat hy die iemand gaan soek wat verlore is. Hy soek, wie kan hy red? Wie kan hy help? Wie kan hy bystaan? Wie kan hy weer nuwe krag gee? Wie kan hy help? En wie kan hy soek iemand om hom te aanbid. God wil homself so graag aan elkeen van ons openbaar, dat ons hom in gees en in waarheid kan aanbid. En ek wil vandag vir u bemoedig, werklik uit my hart uit bemoedig. Ek weet nie hoeveel mense luister na my oor my boodskappe op die radio nie. Ek weet nie of almal Afrikaans is of my verstaan nie. Ek is Afrikaans sprekend, daar is baie Engels sprekende predikers wat ook goeie boodskappe lewer, so verdra my maar as ek Afrikaans praat. Maar ek wil vandag die boodskap aan jou oordra. Moenie vergeet dat God jou regtig liefhet nie. God gee regtig om vir jou. En hy het nou in my gees kom werk en opgewek om met jou vandag te kan praat, om te sê, al het jy seer gekry, al het jy 'n stampie gekry in die kerk, al het iemand jou dalk te nagekom, iemand jou dalk verneder, of niemand het jou liefde gegee nie, jy het gevoel soos 'n uitgeworpene, jy het gevoel jy is in 'n verkeerde plek, jy voel, ag, jy is nie tuis daar nie, ongeag wat dit is, wat ook al die rede is. Ek wil vandag vir u sê, moenie vergeet nie, God gaan jou opkom soek, hy is lief vir jou. Jesus sal nie hierdie gelykenis vertel, as dit nie 'n refleksie is van 'n waarheid nie. God soek die wat verlore is, hy soek om te red, hy is gekom om te red die wat verlore is. Ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie. Weet jy, as so baie predikers oor die einde van die tyd, wat nou veral met die politieke verwikkelinge wat daar in ons land en ten opsigte van Amerika se uitsprake is, wat nou sê, dis die teken, dis nou die teken, nuwe paus en al die goed nou, dis die einde. Dalk is dit die einde. Ek bekommer my nooit oor die einde nie. Ek bekommer my meer oor my verhouding met God. Of die Here vanaand kom, of oor 5 jaar kom, ek is gereed om te gaan. So ek wil nie eers voorspel wanneer kom hy, of hoor wanneer gaan hy kom, om mense bang te maak, jong, die koms van die Here is nou voor die deur, nou moet jy vinnig regmaak. Jy moet in elk geval jou verhouding met die Here regkry, of hy nou kom, of dalk in ons leeftyd kom nie, of dalk oor 10 jaar, of dalk oor 100 jaar, of dalk oor 1000 jaar kom. Niemand sal regtig vir jou kan sê, wanneer gaan Jesus kom nie. Want hy weet self nie eers, net die Vader weet, wanneer hy hom gaan stuur. Maar ek wil vir jou sê, dit gaan nie oor om gereed te wees net om hemel toe te gaan, of nie hel toe te gaan nie. Dit gaan oor, God soek mense, wat met hom 'n verhouding wil hê. Of jy binne in die kerk, of buitekant die kerk is. God soek mense, met wie hy verhouding kan aanloop, iemand wat bereid is, om hom te aanbid, en te erken, die groot skepper God is my Vader. En Jesus, sy seun, is my redder en my verlosser. En die Heilige Gees is my krag, is my leraar, en hy is my leidsman. Mense, hierdie ding wat ek nou vir u sê, ek sê nie om u guns te wen nie. U weet nie eens wie ek is nie, ek weet ook nie wie luister eers na die boodskap nie. Maar die wat luister, as jy voel die Here praat vandag met jou, wil ek jou aanmoedig. Ek sê nie, gaan terug kerk toe nie. As jy voel jy wil gaan, is reg, is miskien goed, daar kan jy iets beteken vir iemand anders daar. Die mens is nou eenmaal 'n sosiale wese, 'n mens wil met mense kan praat, wat dieselfde voel as jy, wat dieselfde dink as jy, dieselfde dinge deurmaak as jy. Dit is altyd makliker as jy met iemand kan praat, wat dieselfde ondervindinge het. Dit is beter as om alleen te staan. Maar ek wil net hê vir 'n begin, besluit net eers vandag, ek gaan terug na die Here toe. Ek wil my saak met God weer regmaak. Ek wil my lewe inrig, so die Gees van die Here in my kan kom woon. Ek wil my lewe skoonmaak, en beroep jou op die bloed van Jesus. Weet jy wat sê die woord? Dat die bloed van Jesus Christus reinig van alle ongeregtigheid. Jy het dalk al 'n paar foute gemaak nou al, intussen tyd, want jy het ongemaklik geword, dan het jy kwaad geword, ons weet maar eerlik, jy het kwaad geword, en toe loop jy, nou jy 'n paar dinge gesê, wat jy dalk nie moes gesê het nie, vra vir die Here, Here, ek het 'n fout gemaak, vergewe my,
Ek beroep my op die bloed van Jesus om my te reinig van alle ongeregtigheid. En weet jy wat? God sal jou weer herstel. Die bloed van Jesus gaan jou weer reinig. Jy kan weer by die Here uitkom. God gaan jou gebed antwoord. Hy soek jou om hom te aanbid. God soek jou om hom te aanbid. Dis 'n woord wat jy nie moet vergeet nie. God vra nie vir jou geld nie. Hy vra nie vir jou, waar werk jy? Wat se kar ry jy? En watter dorp of watter buurt jy bly nie? Of bly jy dalk in 'n agterskamertjie? Of dalk bly jy in 'n paleis? Ongeag, God is nie beïndruk deur geld nie. God word nie beïndruk deur al die vreeslike groot goed wat ons so najag nie. God soek iemand net wat hom in gees en waarheid aanbid, om vandag te kan sê, ek wil die Here dien. Kan ek vir u gebed doen? Hemelse Vader, ek bid vir hulle wat vandag geluister het na hierdie boodskap. Dalk is daar mense wat nou deur hierdie woord geraak is, wat in hulle hart voel, u het met hulle gepraat. Ek roep dat die guns van u koninkryk op hulle sal rus. Dat die Heilige Gees die naprediker kan wees van hierdie kort boodskap. Dat u daarin vereer kan word. En ek doen dit, Here Jesus, u seun, en ek dank u daarvoor, Vader. Amen. Baie dankie, die Here se guns gaan met u, en die vrede van die Here vergesel u. Tot ons weer ontmoet. Vrede.